Daar's daarom nou 2. Ek gaan met jou praat, oont jou, julle, oor iemand wat ek dink julle nog nooit van gehoor het, nie. Sy naam is Noag. Het julle al van Noag gehoor? Weet jy wie's Noag, Boetie? Wat het Noag gedoen? Hoekom het hy 'n ark gebou? Nou ek gaan vir julle sê, kom ons kyk bietjie na die karaktereienskappe van Noag. Wat sal julle sê, hoe was Noag? Hy was baie lief vir die Here, né? En wat was die grootste ding wat ons van Noag kan leer? Hy was baie gehoorsaam. Nou ek gaan vir jou 'n geheim vertel, of julle 'n geheim vertel. Die mense van Noag se tyd het nie geweet wat reën is nie. So toe God vir Noag gesê het, daar gaan reën kom, moes hy dit vir die mense gaan vertel. Dink julle die mense het hom geglo? Want hulle het nie geweet wat dit was nie, hulle het nog nooit reën gesien nie. Hulle het hom uitgelag en hulle het hom gespot. Nou wat doen ons as ons uitgelag en gespot word? Is dit lekker? Dis nie lekker nie. So, daar's 'n lesie wat ons kan leer by Noag. As ons gehoorsaam is aan die Here, is dit altyd maklik om gehoorsaam te wees? Hoe weet ons wat ons moet doen om gehoorsaam te wees? Ja, maar ek praat van aan die Here gehoorsaam te wees. Alles wat die Here wil hê ons moet doen, staan in die Bybel. Ja, maar is dit maklik? So kom ons sê, die Here het vir Noag gesê hy moet 'n ark bou. Was dit 'n maklike werk? Het hy geweet hoe om dit te doen? Hy het nie geweet nie. Maar weet julle wat, my boodskap aan julle is, as julle gehoorsaam is, sal die Here julle help. Want die Here het vir Noag presies gesê en gewys hoe hy daardie ark moet bou. En hoe hy moet evangeliseer onder die mense, om soveel as moontlik mense in die ark te kry. Al het dit nie gewerk nie. So ek wil vandag vir julle sê, as julle lief is vir die Here, en julle onderhou sy gebooie, en julle is gehoorsaam, sal die Here julle help, daar waar julle struikel. En hy sal vir julle presies wys wat julle moet doen, om daardie gehoorsaamheid deur te trek tot die einde van julle lewens toe. En dan die laaste ding wat ek vir julle wil sê, wat het gebeur aan die einde van Noag se storie? Toe die water gesak het. Ja, en toe hulle nou op die grond was, toe gee die Here vir hom 'n wat? 'n belofte. En wat was daardie belofte? 'n reënboog. So, as ons lief is vir God en ons is gehoorsaam aan hom, het ons altyd 'n belofte. Hulle het die belofte gekry dat daar nooit weer 'n vloed oor die hele wêreld sal wees nie. En dat God nooit die hele wêreld op een slag sal destroy nie, vernietig nie. Maar die belofte aan ons, as ons gehoorsaam is aan die Here, sal ons eendag saam met hom in die hemel wees. En dis 'n belofte wat ons graag wil hê van God af, nê? Ja. Kyk, kom ons maak ons oogies toe. Ons dierbare Here Jesus Christus, eerstens wil ons dankie sê vir die geldjies wat ons opgesamel het. Ons wil U vra dat daardie geldjies gebruik word in die plekke waar dit die nodigste is. En dan wil ons vir U baie dankie sê vir al die beloftes en al die hulp. Daar waar ons struikel om dalk gehoorsaam te wees aan U, weet ons as ons U vra, sal U altyd ons bystaan en ons help om te doen wat ons moet. Ons vra dit en ons sê dankie en ons bring eer aan die heilige naam. Amen.
Son. Spend much time in secret with Jesus alone. By looking to Jesus, like him thou shalt be. Thy friends in thy conduct his likeness shall see. Take time to be holy, let him be thy guide, and run not before him, whatever betide. In joy or in sorrow, still follow the Lord, and looking to Jesus, still trust in his word. Take time to be holy, be calm in thy soul. Each thought and each motive beneath his control. Thus led by his Spirit to fountains of love, thou soon shall be fitted for service above. Goeie almal. Kan almal my hoor? Ja, klink goed. Ek wil weer eens om verskoning vra. My skuld, niks wat Pieter hulle verkeerd gedoen het nie. Ek het die ding verkeerd gesave. In steede van net 'n gewone PowerPoint het ek dit op die cloud gesave. Maar weet jy wat? Ek beloof julle, hierdie is 'n boodskap van hoop. God het dit op my hart gelê, nie op papier en op 'n skerm nie. Ek wil weer eens om verskoning vra, ons gaan baie Engels lees vandag. Ons gaan baie lees uit patriarge en profete, patriarchs en prophets. Ons gaan behandel oor Noag en Lot se lewe. Soos ons gelees het, kom ons begin eers met gebed, asseblief. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ek vra dat U my hart sal rustig maak. Ek vra dat U die Heilige Gees sal uitstort in ons midde, sodat dit nie ons sal wees nie, Vader. Dat ons nie na die mens sal kyk nie, Vader. Maar dat ons die boodskap vat, asof dit direk van U afkom, Here. Here, raak my lippe aan, en spreek die woorde deur my, sodat die mense nie vandag Gerard Klopper sien en hoor nie, maar dat hulle die liefde van Jesus Christus sien. Dat ons die hoop in hierdie boodskap kan raak sien, want elke boodskap moet hoop hê, Vader. Want U is 'n God van hoop, nie van hopeloosheid nie. Here, ek dank U vir die Sabbatdag. Dank U vir die wonderlike tyd wat ons saam kan studeer en saam leer vandag as medebroers en susters. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Soos die teksvers gelees het, praat dit van die dae van Noag en die dae van Lot. So, ek wil hê ons moet bietjie gaan kyk na hierdie twee persone, want ek glo in die woord gee vir ons 'n leidraad.
wat ons moet dophou. En ek het al agtergekom in die woord, as hulle vir jou 2 opsies gee, is een altyd reg en een is verkeerd. So ons gaan 'n bietjie kyk na hierdie, en julle, dis 'n harde boodskap. Ons moet vaste kos eet vandag, want daar is nie meer tyd vir melk nie. Tyd vir melk is verby. Ek wil gaan kyk, en ek wil begin met die lewe van Lot. Wat het Lot gedoen? Hoekom moet ons versigtig wees oor die lewe van Lot? Wat het Lot verkeerd gedoen? En dan wil ek gaan tweedens, en ek wil kyk na die lewe van Noag. Want Noag het iets reg gedoen. Ons moet gaan, en ek dank die Here vir die gees van profesie, dat ons hierdie inligting het tot ons beskikking. En ons gaan kan kyk, wat doen ons verkeerd, en wat doen ons miskien reg? En daar waar ons verkeerd doen, dis 'n boodskap van hoop hierdie, het God beloftes vir ons, om te sê, vandag as jy jou hart verander, sal daai beloftes vir ons elkeen gegee word, en op toepassing van ons lewe kom. Dis nooit te laat nie. So ek wil graag begin by die lewe van Lot. So ons gaan, soos ek gesê het, ons gaan baie lees vandag. So in hierdie boekie van Patriarchs and Prophets is dit hoofstuk 14. En ek wil almal aanraai, as jy die boek het, Patriarge, Profete, Patriarchs and Prophets, gaan in jou stilte tyd en lees hierdie hele 2 hoofstukke oor Lot. Dit is the destruction of Sodom, dis in hierdie boekie chapter 14, maar ek dink in die gewone boekie is hy 13. 12, ja, of daar rond. Maar gaan kyk, die destruction of Sodom, die vernietiging van Sodom, en dan Noag se hoofstuk is die vloed. Gaan lees daai, want dit sy verduidelik baie wat ek nie kan vandag oor praat nie, oor daai 2 karakters, wat so belangrik is in die tyd waarin ons leef. So ons begin by Lot. The angels revealed to Lot the object of their mission. We will destroy this place, because the cry of them is waxen great before the Lord. And the Lord hath sent us to destroy it. The strangers whom Lot had endowed to protect now promised to protect him and to save also all the members of his family who would flee with him from the wicked city. Sien, hier was 'n belofte gemaak deur die engele aan Lot. En die belofte was vir hom en sy familie. The mob had wearied themselves out and departed. So wat hier gebeur het is, daai mob, daai groep mense wat die engele wou skade aandoen, hulle was ewe skielik geslaan met blindheid. Ek wil gou julle moet indink in hierdie situasie. Dink gou jouself deel van hierdie mob. En jy is nou hierdie wicked persoon wat hierdie engele wil skade aandoen, en ewe skielik word jy blind. Wat gaan jy doen? Gaan jy omdraai en miskien sê, wow, hier is iets nie lekker hier nie. Maar jy sien wat hierdie mense gedoen het, is hulle het aanhou soek na die deur. Wat wou hulle doen? Jy's blind. Maar mevrou White sê, God het hulle harte ook verblind. Hulle was so selfsugtig en hoogmoedig en arrogant, dat hulle nog steeds in hulle blindheid, hulle visie verloor het, wou hulle nog steeds die deur van Lot se huis soek om hierdie mense te gaan skade aanrig. Maar sy sê hulle het hier moeg geword om die deur te probeer vind, en toe gaan hulle maar eerder weg. The mob had wearied themselves out and departed, and Lot went out to warn his children. He repeated the words of the angels. Up, get ye out of this place, for the Lord will destroy the city. But he seemed to them as one that mocked.
They laughed at what they called his superstitious fears. His daughters were influenced by their husbands. They were well enough off where they were. They could see no evidence of danger. Everything was just as it had been. They had great possessions, and they could not believe it possible that beautiful Sodom would be destroyed. Hoeveel van ons sit vandag in daai situasie? Jy weet, hierdie boodskap is op my hart geplaas as gevolg van familie. En julle verstaan nie met hoeveel adventiste praat ek wat sê, bid vir my kinders, bid vir my familie. En ek het die Here begin vra, Here, wys vir my, hoekom is die, en ek gaan reguit praat, die adventiste families in chaos. Want jy hoor van kinders wat nie meer adventiste is nie, kinders wat wegbeweeg van die waarheid af. En ek vra, hoekom? En ons gaan die antwoord kry vandag, en dis nie 'n lekker antwoord nie. Maar ons gaan 'n keuse moet maak, want die titel van die preek is Lot of Noag, jy kies. Dis jou keuse om te maak. Ek kan net vir jou vertel wat mevrou White hier vir ons sê. Maar jy sien, die Heilige Gees gaan ons voor 'n crossroad bring vandag. En net jy kan kies wat se pad jy gaan vat. Ek moet vir myself kies, julle moet vir julleself kies. Maar dit is belangrik om te hoor wat hier gebeur het. Lot returned sorrowfully to his home and told the story of his failure. Then the angels bade him arise and take his wife and 2 daughters who were yet in his house and leave the city. But Lot delayed. Thou daily distressed at beholding deeds of violence, he had no true conception of the debasing and abominable iniquity practiced in that vile city. He did not realize the terrible necessity for God's judgment to put a check on sin. Some of his children clung to Sodom, and his wife refused to depart without them. Julle, hierdie is groot statements wat sy maak. En ons moet die vraag vra, wat hou ons nog in 'n stad? Why are we still here? Wat maak ons nog hierso? Sy gee voorbeelde hier. Is dit die kinders wat ons hierso hou nog? Is dit the children? Of het ons miskien soos Lot geword, dat ons nie meer die wickedness van die city kan raak sien? Dat ons nie meer die evil om ons kan raak sien en verstaan wat besig is om die stede te gebeur nie. Ek kan net van myself getuig, niemand anders nie. Toe ek in die stad gebly het, het ek niks daarmee fout gesien. Want ek het nie die ander prentjie gehad nie. Ek en my vrou moes nou die dag van die plaas af Woester toe gaan. Ek en sy het nie geweet daar's 'n dieselprobleem nie. Ons kyk nie nuus nie. Ek vra vir my vrou, wat gaan aan? Die karre staan kilometers in die strate. En queue, ek sê vir haar, die dieselprys gaan seker op met 'n belaglike prys. Maar soos ons aanry, nou my tank sê 0, klaar, hy sê 0. Want ek het my kop as ek gaan in Woester ingooi en ons het 'n paar afsprake in Woester. En ek sien maar, hierdie garage is leeg, daar's niemand nie. So stop ons by die een plek waar ons moet wees en ek dog, laat ek net gou hier langs aan inloop, want reg langs ons is 'n leë garage, maar die ander. En ek vra die ou, wat is die probleem? En hy verduidelik vir my, ek sê vir haar, daar's nie diesel nie. Dis die garages wat diesel het, en ons gaan seker in een van daai rye moet gaan inklim. Ek besef een ding daar net weer. Wat se chaos, so 'n klein dingetjie soos diesel, in 'n klein stad, soos Woester bring. En ek besef by myself, daar kom 'n dag, wat jy nie hier gaan uit kan kom nie. Ek kan nie vir jou sê wanneer daai dag is nie. Maar vat net diesel weg. En brandstof sal volg, want dit gaan alles oor olie.
Vat net dit weg. Hoe kom ons hier uit? How do you get out of this place? Wat is die plan? Daar gaan nie kos op die rakke wees nie, want trokke gaan nie kan ry nie. En onthou, ek het gesê, hierdie is 'n boodskap van hoop. Ek beloof julle, byt vas tot die einde. Daar is hoop, daar is massive hoop en beloftes wat God vir ons gee. Jy sien toe Lot nie kon sien het, hy kon nie terwyl hy in Sodom gebly het, agterkom die wickedness van daai stad nie. Want God het 'n reël, 'n rule of the mind. En ons gaan hom nou lees wat sy sê. En daai se wet, God kan nie teen sy wet draai nie. Ons gaan nou lees wat daai wet is, dan kan ons verstaan hoekom kon Lot dit nie agterkom nie. Ek gaan so, as jy volg Joey, ek skiep 'n paar gedeeltes en dan gaan ek gaan omtrent 'n bladsy skiep. Again, the solemn command was given to hasten, for the fiery storm would be delayed but little longer. But one of the fugitives ventured to cast a look backward to the doomed city, and she became a monument of God's judgment. Listen to this. If Lot himself had manifested no hesitancy to obey the angel's warning, but had earnestly fled toward the mountains, without one word of pleading or remonstrance, his wife also would have made her escape. The influence of his example would have saved her from the sin that sealed her doom. Wil jy vir my sê, dis Lot se skuld dat sy vrou verlore gaan? Dis Lot se skuld. My hart gaan breek om eendag, as ek die geleentheid kry om saam met hom te gesels daaroor. Maar jy sien, Lot het 'n keuse gemaak. But Lot delayed. Hy teruggehou. En sy example en sy influence wat hy op sy familie gehad het, is die oorsaak hoekom hulle dit nie gemaak het. Ek gaan so 'n paar bladsye aanweer. The world is fast becoming ripe for destruction. Soon the judgments of God are to be poured out, and sin and sinners are to be consumed. Ek bid daagliks dat die Here die vier winde net so 'n bietjie sal terughou, want ons is nie reg nie. Ek bid dat die Here vir ons nog 'n kans sal gee elke dag om te werk. Want die wêreld is chaos daar buite en hy's ryp. En ons het 'n keuse. Onthou, hierdie gaan alles oor ons keuses. In die lesstudie as ons verder kon gekom het, ek wens ons het by Laodicea gekom. Want wat jaag jy? Goud, silwer? Wat is vir ons belangriker? Ons redding en ons familie se reddings? Of daai goud en silwer wat ons jaag? Dis 'n keuse wat ek voor julle stel vandag en ek hoop die Heilige Gees praat met julle harte. Ek glo hy doen vandag. Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. As in the days of Noah and Lot, there must be a marked separation from sin and sinners. There can be no compromise between God and the world. No turning back to secure earthly treasures. You cannot serve God and mammon. Dis die probleem met ons vandag. Dis die probleem met Laodicea, hoekom hulle louwarm is. Want hulle soek die goud van die wêreld. Wat, en ek en my vrou het hierdie discussie hierdie hele week, want hierdie boodskap is al maande wat hy besig is om te ontstaan.
En ons praat hieroor want dit is belangrik. Hoe moet ek leef? Want mense sê, wat sê jy nou, ek moet my werk los? En net jy kan in jou hart antwoord, wat is jou primêre doel? En wat is jou sekondêre doel? Wat stel jy eerste in jou lewe? Wat is vir jou belangriker? Ek kan nie daai vraag vir jou antwoord nie. Dit is iets wat jy moet self antwoord. Like the dwellers in the Vale Siddim, the people are dreaming of prosperity and peace. Nou jy sien, ons kom nou by Siddim. Ek hoop ek spreek dit reg uit. So Lot het van Sodom, het hy gevlug. Waartoe moes hy gegaan het? Hy moes berge toe gegaan het, maar waartoe het hy gegaan? Hy het Siddim toe gegaan, na die volgende stad toe. Like the dwellers in the Vale of Siddim, the people are dreaming of prosperity and peace. Escape for thy life is the warning from the angels of God. But other voices are heard saying, be not excited, there is no cause for alarm. Is dit 'n probleem wat ons vandag het? Dat mense sê, nie worry nie man, einde is nog nie hier nie, gaan aan, staan op, gaan na jou werk toe, gaan doen jou dingetjies, gaan verryk jouself, kom ons kap aan met die lewe. Want die einde is nog nie hier nie, is nog baie tyd. Party van ons sien daar's probleme, maar ons sit en ons doen niks aantrent. Lot dwelt but a short time in Zoar. Nou het hy Zoar toe gevlug na die destruction van Siddim. Partykeer lees ek hierdie goed en ek dink, Here, hoe kan hierdie persoon so hardkoppig wees? Dan sal die Here gou vir my wys, kom ons kyk na jouself. Kom ons kyk gou hoe dikvellig en hardkoppig jy is, Gerard Klopper. Walter White het 'n teaching wat hy gesê het, we are worse than they. Dan praat hy van Israel, wat so hardkoppig ook was. We are worse than they. Ons is net so dikvellig soos Lot. Lot dwelt but a short time in Zoar. Iniquity prevailed there as in Sodom, and he feared to remain, lest the city should be destroyed. Not long after Zoar was consumed as God had purposed, Lot made his way to the mountains. Finally. Derde keer. 3 keer. And abode in a cave, stripped of all for which he had dared to subject his family to the influence of a wicked city. Hierdie woord wat Ellen G. White gebruik, hierdie bad, maak my nervous. Elke keer dan kom die bad. But the curse of Sodom followed him even here. The sinful conduct of his daughters was the result of the evil associations of that vile place. Its moral corruption had become so interwoven with their character that they could not distinguish between good and evil. Lot's only posterity, the Moabites and Ammonites, were vile, idolatrous tribes, rebels against God and bitter enemies of his people. In how wide contrast to the life of Abram was that of Lot. Lot se 2 afstammelinge was evil en wicked. As ons verder aan lees, sê sy hierso, they were appointed to destruction. How terrible were the results that follow one unwise step. Sy sê een unwise step, Lot se example en sy influence het sy hele familie vernietig en sy 2 afstammelinge wat van hom afgekom het, was evil en wicked. Want hy was die example. Hy was die influence. En ek wil vandag vir almal vra, nie net vir paas nie, vir maas ook, wat se example is ons?
Wat se influence het ons op ons kinders en op mekaar? Ons besef nie wat se influence en example ons het nie. When Lot entered Sodom, he fully intended to keep himself free from iniquity and to command his household after him. But he signally failed. Signally just means tremendously. He failed. The corrupting influences about him had an effect upon his own faith, and his children's connection with the inhabitants of Sodom bound him up his interest in a measure with theirs. The result is before us. Many are still making a similar mistake. In selecting a home, they look more to the temporal advantages they may gain than the moral and social influences that will surround themselves and their families. Ons wees nou eerlik met mekaar. Ek gaan eers my hand opsteek. Toe ek 'n huis gekies het, ek kies dit om te kyk na wealth nommer 1. In watse area bly ek? Waar kan ek werk? Waar kan ek geld maak? En dis hoe ek 'n huis kies. Waar kan my huis die mooiste lyk? Hoe kan hy die mooiste lyk? Maar sy sê, ons moet 'n huis kies om te kyk wat is die influence om ons. Nou wat is die stad se influence? Mevrou White het gesê, get out of the cities, 1899, 1900, toe sê sy, the time is now. Nou wil ek julle vra, wat van 2026? En ek weet baie gaan sê, hoe kom ek uit die stad uit? Wat moet ek doen? Ek het nie die antwoorde vir jou nie. Ek kan net vir jou sê, God kyk na die hart. Hy weet of jy hier wil uit of nie. Hy weet wat jou hartsbegeertes is. Jy kan dit nie vir hom wegsteek nie. Hy weet of jy nog die goud van Babylon soek en of jy wil hier uitkom. Maar as jy met 'n opregte hart gaan begin bid en vir die Here vra, gee my 'n pad, wys my die weg. Hy kan nie jok nie. Hy kan nie hierdie boodskap vir ons gee en sê, sorry, jy's op jou eie. Ek gaan jou nie help nie. Maar jy sien, ons moet eers daai verandering doen. Anders kan dit nie gebeur nie. Ekskuus. In choosing a home, God would have us consider first of all the moral and religious influences that will surround us and our families. We may be placed in trying positions, for many cannot have their surroundings that they would, and whenever duty calls us, God will enable us to stand uncorrupted if we watch and pray, trusting in the grace of Christ. But we should not needlessly expose ourselves to influences that are unfavorable to the formation of Christian character. When we voluntarily place ourselves in an atmosphere of worldliness and unbelief, we displease God and drive holy angels from our homes. Nou is my vraag, hier in die stad, is daar heilige engele in ons huise? Ek lees hierdie waar sy sê, dat as ons 'n plek gekies het en nie daai influences om ons, die regte influences, die regte keuse gemaak het nie. Sê mevrou White, die engele gaan van ons huis af weggaan. So ek lees net vir julle wat ek ontdek het. En hierdie is 'n harde boodskap. En dan wil ons vra, Here, wat nou? Hoekom gaan dinge so sleg? Hoekom is daar soveel egskeidings? Hoekom is daar soveel kinders wat nie meer kerk toe kom nie?
Want ons is die voorbeeld. Ons is die eksempel. Dis nou genoeg van Lot. Want as ek te veel van dit lees, dit maak my sommer 'n bietjie bang. Want ek besef wat is fout met ons kerk vandag. Want ons doen presies wat Lot gedoen het. Ons doen presies wat dit. Maar nou gaan ons na die hoop kyk. En hier kom 'n ongelooflike storie van hoop en beloftes, nê, wat sommer 'n glimlag op my gesig sit, want ek weet God is goed en hy's getrou. En is nooit te laat nie. Ons gaan na hoofstuk 7 toe, die vloed, en ons gaan 'n bietjie lees oor Noag. God bestowed onto these antediluvians many and rich gifts, but they used these bounties to glorify themselves and turned them into a curse by fixing their affection upon the gifts instead of the giver. They employed the gold and silver, the precious stones, the choice wood in the construction of habitations for themselves, and endeavored to excel one another in beautifying their dwellings with the most skillful workmanship. Eie Salomo was slim, hy het altyd gesê, daar's niks niets onder die son nie. Die antediluvians, die tyd van Lot, die tyd van ons, daar's niks niets onder die son nie. Ons almal het dieselfde probleme, ons almal doen dieselfde dingetjies verkeerd. Nou ek het nou gepraat oor daai wet van die wet van die verstand. Sy sê so, it is a law of the human mind that by beholding we become changed. Nou dit is 'n wet wat God geplaas het van hierdie komputer. Dis 'n wet wat nie kan verander nie. Hier in die stad kom ons nie agter in wat se gevaar ons is nie, as gevolg van hierdie wet. By beholding, you become changed. Ek het eers besef in wat se moeilikheid ek hier binne was, die dag toe ek hier uitkom, en ek gaan sien vir myself, na 2 jaar nou, hoe dit eintlik moet werk. En waaroor country living regtig gaan. En dit gaan nie net om vir jouself 'n plek van skuiling te bou. Jy het nie hierdie wickedness, elke dag as ek werk toe was, het ek hierdie wickedness voor my gehad. En jy het redes gesoek, hoekom kan dit oukei is, en ek kan vir jou baie gee. Jy kan nie sien die situasie waarin jy is nie. Jy is in groot gevaar nie. En ek sê nie vir julle, los julle werk en almal hardloop plase toe nie. Ek sê eers, voor julle dit doen, bid. Gaan op jou knie en bid, dat die Here vir jou wys, want ons almal is nie in dieselfde situasie nie. Lot se probleem, by beholding, he became changed. En hy kon nie meer agterkom, die situasie waarin hy was nie. Hier begin die hoop, en die genade van God. But by faith, Noah being warned of God of all things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. While Noah was giving his warning message to the world, his works testified of his sincerity. It was thus that his faith was perfected and made evident. He gave the world an example of believing just what God said. All that he possessed,
He invested into the ark. Dis Noag se voorbeeld. That's Noah's example and influence he had on the world. Every single thing he owned, he invested in the building of the ark. You know, before I read this, voor ek hierdie gelees het, het ek gedog, God het net sommer alles vir hom gegee, daar gat jy, easy, plain sailing, bou 'n ark. Hier is die instruksies, doen dit so. As jy opstaan, daar's die pitch, daar's die hout, daar's alles reg vir jou. As ons hierdie hoofstukke gaan lees, daai bome wat hy gebruik het, was so hard soos klip. Ek kan nie eers indink hoe hulle daai hout bewerk nie. Ek weet nie eens hoe hulle dit reg gekry nie. Hoe moes hulle werk om hierdie ark te bou? Hy het al sy tyd, hy het al sy geld, hy het al sy energie in die ark bestee. En ook om die woord te gaan verkondig, vir 120 jaar om die mense te waarsku om te sê, die destruction kom in die ark in. As he began to construct this immense boat on dry ground, multitudes came from every direction to see the strange sight and to hear the earnest, fervent word of the singular preacher. Every blow struck upon the ark was a witness to the people. To build a boat on dry ground and you've never seen rain in your life, that's faith. Ek kan net dink hoe die mense hom gespot en hom gemok toe hy 'n boot. Hoe verduidelik jy vir iemand wat is 'n boot? Ek glo dat 'n boot seker daai tyd gehad. 'n Boot dryf mos maar op water en hy bou hierdie massive boot op droë grond. Ek kan net dink hoe die mense vir hom gelag en hom gespot. Wat 'n geloof het Noag gehad? But men had become so hardened by their persistent rejection of light that even the scene produced but a momentary impression. Baie mense het kom luister na wat Noag te sê het, want daai boot het aandag getrek. En mense het die lig soveel keer reject, dat hulle kon net nie meer daai deur vir Jesus oopmaak nie. Hulle het daai deur soveel keer toegemaak. En mevrou White sê ook, elke keer wat ons daai deur toemaak vir lig, vir nuwe lig, is dit moeiliker en moeiliker en moeiliker om hom oop te maak. God commanded Noah, "Come thou and all thy house." Ek wil hê ons moet na hierdie stukkie het my lewe verander. Dit het wie ek is verander in die laaste 2 maande. God commanded Noah, "Come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation." Noah's warnings had been rejected by the world, but his influence and example resulted in blessings to his family. Wat was Noag se eksempel gewees? Wat 'n blessing geword het vir sy familie? He invested everything he had into the ark. En lees wat is sy reward? Hy gaan 'n reward kry vir dit. As a reward for his faithfulness and integrity, God saved all the members of his family with him. What encouragement to parental fidelity. Kan ek hierdie weer lees vir al ons ouers? As a reward for his faithfulness and integrity, God saved all the members of his family with him. What encouragement to parental fidelity. Kan ek jou encourage vandag? Invest alles wat jy het in die ark. Nou is die vraag, wat is die ark? Wat is die ark?
nie in die stad nie. Dis 'n plek of safekeeping. Dis 'n plek waar jy God se stem nog kan hoor. Dis 'n plek waar jy kan opstaan in die oggend en jy kan nog vars lug inasem. Dis 'n plek waar ons van die begin af ons kinders moes grootgemaak het. Dan sou hulle nie in die wêreld gewees het nie. As ons dit reg gedoen het van die begin af. Ek het 'n gesprek nou die dag met oom Paulok op die plaas. En ek het dit baie met my vrou. Dink net my in die 19, ek dink dit was 1899, 1900, 1901 toe sê mevrou White, die tyd is nou. Nou kom jy uit die stad uit. So ek het gaan kyk na my generasie, so dit is my oupa Grootjie se tyd. Dink net my oupa Grootjie het hierdie boodskap ten harte geneem. En hy het 'n plek van veilige bewaring gaan begin skep en hy het alles invest en dit daarin gesit. En daai plek het gegaan na my oupa toe. En hy het dieselfde gedoen. En daai plek het gegaan na my pa toe en hy het dieselfde gedoen. Wat 'n plek gaan ek vandag hê? Wat 'n vrugte dink jy gaan ek hê om te eet? Wat 'n kos dink jy gaan ek hê om te eet? Dink jy ek gaan sukkel om by myself, dink jy ek gaan iets nodig hê in die stad uit? Jy sien as ons hierdie boodskap ten harte geneem het van begin af, sou dit ons baie hartseer gespaar het. Maar daar's hoop, daar's hoop, daar's hoop. Ek wil afsluit met die hoop. Ek wil graag hê ons moet na ons Bybels toe blaai in Joël 2 vers 25. En ek wil hom graag weer in die Engels lees. Iemand kan hom vir ons in die Afrikaans ook lees. Joël 2:25 in die King James Version lees ons volg. Hierdie is 'n belofte van God af. And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm, the caterpillar, the palmer worm, my great army, which I sent among you. Nou ek wil hê ons moet net bietjie gaan kyk na die vers. Jy sien al daai insekte wat daar genoem word. Gaan kyk in die Strong Concordance. Dis locusts. Hulle almal is locusts. Hulle almal is deel van die locust familie. Nou wie het al 'n springkaanplaag gesien wat inkom om te vernietig? Luister, hulle vernietig alles. Hierdie locust hierso verteenwoordig die sonde. God sê hierso, I will restore to you the years that the locust hath eaten. Die jare wat ek nie hierdie lig gehad het en verstaan het nie. God oordeel my nie, want ek het nie geweet nie. I was ignorant. Ek het nie geweet nie. Maar hy is die restorer. As jy vandag hier sit en jy ontvang hierdie lig vir die eerste keer, as jy van vandag af die besluit maak en sê, Here, ek gaan alles wat ek besit in die ark invest, is hierdie belofte vir jou. Is hierdie belofte nie net vir jou nie, dis vir jou familie, dis vir jou kinders. En ek weet dat God kan nie jok nie. Ek is besig om 'n ark voor te berei op my plaas. En ek is besig om alles wat ek besit, gaan daarin. Want dit is nie net vir myself nie. Mevrou White is duidelik, ek is jammer, dis ook nie vir julle nie. Ek vra om verskoning, want julle het geweet. Mevrou White is duidelik, jy moet 'n ark voorberei vir die 11de uurwerkers wat gaan inkom wanneer die
Sondagwet inkom. Daai mense het nie 'n plek toe om na toe te gaan nie. Hulle het nie die tyd gehad om 'n ark te bou nie. En daai mense het 'n plek nodig om te kom. En dis ons werk. Dis deel van ons werk. Dit gaan tot Rooms-Katolieke wees. Sy sê tot priesters, Rooms-Katolieke priesters wat in hierdie boodskap gaan inkom. En ons moet hulle kan huisves. Nie in die stad nie, nie hier nie. So ek wil ons aanmoedig vandag, gaan dink diep oor hierdie. Gaan lees daai 2 hoofstukke oor daai 2 mense, want die Here sê, in die laaste dae gaan dit wees soos in die dae van Lot en van Noag. Jy kies. Absoluut jou keuse. Dankie julle. Ons is genooi na die koningsfees, saam met sy volk en ons sonder vrees. Hoe sal dit vriend dan met ons twee wees, as die koning kom? As die koning kom, broeder, as die koning kom, hoe sal dit staan met jou en my, as die koning kom? Daar is 'n kroon, maar geen dorings meer. Hy wat moes sterwe, ons God en Heer, word dan geheilig en hoog vereer, as die koning kom. As die koning kom, broeder, as die koning kom, hoe sal dit staan met jou en my, as die koning kom? Daar in 'n oomblik sal almal skou, dinge op aarde geheim gehou, dinge verborge vir man en vrou, as die koning kom. As die koning kom, broeder, as die koning kom, hoe sal dit staan met jou en my, as die koning kom? Hy sal sy oë oor ons laat gaan, ons wat in feesklere voor hom staan, ons is of maar die dood neerstaan, as die koning kom. As die koning kom, broeder, as die koning kom, hoe sal dit staan met jou en my, as die koning kom? Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ek wil vandag voor U kom en ek wil vir U vra, Here, vergewe ons, want ons weet nie wat ons doen nie. Party dae is ons oë gefokus op self, Here. Here, help ons om van hierdie trotse harte ontslae te raak.
Haal hierdie hart van klip uit en gee ons 'n hart van vlees, Here, en ek vra hou die vuurwinde terug, want ek is nog nie reg nie, Here. Here, daar's soveel werk wat gedoen moet word. Asseblief, Vader, hou die vuurwinde nog net 'n rukkie terug. Here, dink aan ons families, dink aan ons kinders, asseblief, Vader. Here, ek wil vandag vra, en ek wil namens elke hart hier praat as ek mag, dat ons eerder die lewe van Noag sal kies as die lewe van Lot. Want mevrou White sê, Lot were barely saved, but his family was lost. Here, dit is nie my wens vir enige persoon hierso nie. Vader, help ons om hierdie te deurdenk vandag, dat hierdie woorde heeldag deur ons kop sal maal. Vader, ons weet nie, baie van ons het vrae en ons weet nie eens waar om te begin nie. Maar Vader, die antwoord is by U en op ons knieë. Here, ons het elkeen eie omstandighede, ek is miskien baie oud, ek is daar maar alleen. Here, maar ek weet, hierdie arke word gebou vir sulke mense ook. En ek glo, deur gebed, met opregte harte, sal U plekke voorsien vir almal, om hierdie storm wat kom, te vermy. Here, ek bid vir ons nou uit mekaar uit gaan en hierdie Sabbatdag verder gaan geniet. Here, dat U vir ons sal behoed en bewaar. Here, dat U ons veilig sal hou deur die week. Here, en laat U hierdie woorde sal telkens terugbring in ons gedagtes. Dat ons oor hierdie saak ernstig sal dink. Want ons voorbeeld en ons influence wat ons op ander het, is massief. Help ons, Vader. Ons is swak. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.